Goeiedag vriende. 'n Enkele vers, Efesiërs 5 vers 8 vandag. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. So rukkie terug kom ek by die Sodwala grotte, nie vir my 'n onbekende ding nie, dis 'n plek waarvan ek hou om heen te gaan. En die laaste keer wat ek daar was, stap is daar deur die Sodwala grotte en soos ons aangaan, kom ek agter wanneer ons in een kamer was of by een plek stilgestaan, as ons daar wegbeweeg en sit hulle die ligte af. En ek vra toe, hoekom doen hulle dit? En hulle wys toe vir my, daar in daai donker grotte, waar daar geen lig is nie, waar daar veronderstel is om niks te groei nie, daar waar hulle die kunsmatige ligte ingesit het, waar die ligte so teen die rotswande skyn, het daar groen mos begin groei. En daarom as jy nou ook in die grotte kom, en ek hoor dit is dieselfde nou by die Kango grotte, hulle sit die ligte meeste van die tyd af, sodat daar die onnatuurlike groen groeisel nie in die grotte verskyn nie, want dit hoort nie daar nie. En dit laat my so dink dat, as daar lig is, kan groei nie gekeer word nie. Julle ouens wat mal is oor plante, wat groen vingers het, boere, almal van julle sal weet hoe belangrik dit is dat jou plante die regte hoeveelheid lig kry sodat daar die regte groei by hulle kan wees. En God is lig. En Christus is lig. Johannes sê, daar is geen duisternis in hom nie. Hy is die lig. Hy is in sy wese suiwer. Hy is in sy wese die stimulant van groei. En ek kon sê Paulus in Efesiërs, maar nou is die Here julle lig. Leef dan as mense van die lig. As jy Sondagoggend gedink het, toe jy gehoor het, om te krimp is om te groei. As jy gister gehoor het, dat jy moet uit jou slegte omstandighede uit, dit wat negatief is, wat jou groei teewerk. As jy gedink het, dis te moeilik, dis onmoontlik. Die Here is lig. Gaan waar jy moet gaan, wees waar jy moet wees, leef net in sy lig en jy sal groei. Lewe as mense van die lig. Daar waar jy besig raak met daardie lewe, en is baie interessant nou weer, dat dit 'n dienaarslewe is. Jy kan Paulus gaan navors in die Nuwe Testament, wanneer hy praat van die mense van die lig, van die nuwe lewe in Christus, wanneer hy riglyne gee vir die nuwe lewe, dan is dit altyd die lewe van 'n dienaar wat hy beskryf. Dien God, dien mekaar. Is geen vloek om 'n dienaar te wees nie. Dis om in die lig, die ware lig te gaan staan en waarlik te groei. Mag daar sommer baie lig in jou dag wees. Shalom.